foto in die seungroep en direk daarna as die musiek begin speel vir die lofsang, dan staan ons vir die sing van Psalm 4:6-4. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Geliefdes, te midde van die geestelike stryd en die spanning van ons dag, stuur die Here ons elkeen in hierdie geveg in. Hy rus ons toe en hy groet ons met sy genade. Vrede vir die gemeente en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Oh
Die wil van die Here vanmôre gaan oor hierdie woorde. Nou gaan die teks op die skerm wees terwyl ek daardeur gaan nie, maar ek gaan wel in die Bybel kort aanhaal. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. As gelowiges staan ons dikwels midde in 'n gees van vrees en 'n gees van onsekerheid. En dit is baie keer omdat ons sukkel om die ware omvang van God se liefde ten volle te begryp. Om ons luister na die wil van God vir ons lewens, soos dit vir ons opgeteken is in Johannes 4, en ons gaan dit net in ons gedagtes hoor as ek dit lees. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want liefde kom van God. God self neem die inisiatief. Sy liefde is nie 'n vaag gevoel nie, maar die werklikheid wat die vermoë het om ons werklik te verander. Die skrif sê, hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar. God het sy enigste seun na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Ons weet hoe, deur die kruisdood. Hy het sy enigste seun gestuur om aan die kruis te sterf. So God praat nie net oor liefde nie. God wys wat liefde is. Liefde is om op te offer. Dikwels leef ons egter in 'n greep van angs. Want daar is voortdurend spanning in ons binneste en dit beweeg tussen vrees en tussen liefde en dit maak ons angstig. Die woord herinner ons vandag daarom dat God se liefde volmaakte liefde in Christus is. Daar is geen vrees in die liefde nie, skryf Johannes, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Maar die vrees bring straf, en die vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons as kinders van die Here ontvang sonder verdienste hierdie liefde van God, hierdie opofferende liefde van God. En nou vra God van ons dat ons hierdie liefde wat ons ontvang het, te midde en ten spyte van ons omstandighede in hierdie wêreld ook sal gaan uitleef. God se wil is vir ons prakties. As ek lees, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En dit is die gebod wat ons van hom gekry het. Wie vir God lief het, moet ook ander lief hê. Kom ons sing Psalm 3:4, al 4 strofes terwyl ons net so luister.
Ek het onlangs in die Bybelstudie oor Paulus se brief aan die Efesiërs die Bybelstudie afgesluit met die laaste gedeelte van die brief uit Efesiërs 6. Ons het dit deurdagtig gelees, daarna geluister, na mekaar geluister en toe gesprek gevoer oor wat ons gelees en na mekaar geluister het. Toe sê een van die lede van die Bybelstudiegroep spontaan, Dominee, jy moet ook asseblief vir ons hieroor preek. Want meer mense as die mense van die Bybelstudiegroep moet hiervan kennis neem. En net op te wys ek is 'n gehoorsame dominee, preek ek dan nou vanmôre oor hierdie teks soos die Bybelstudiegroep gevra het. Paulus stig hierdie eerste eeuse gemeente in ongeveer 53 na Christus. Dit was toe hy op pad was na Jerusalem toe om daar te gaan praat met die gelowiges. En op pad, op sy reis, het hy Efese aangedoen en hy Samilie daar 'n gemeente gestig, die gemeente van die Efese. Ek dink dit is belangrik om oor die gemeentes van die Nuwe Testament te onthou dat daar geen groot gemeentes was. In die Nuwe Testament was daar nie een makro gemeente nie. Dit was alles klein huisgemeentes en ek wil niks negatief oor makro gemeentes sê. Jy moet my asseblief nie so hoor nie, want dan hoor jy my verkeerd. Maar ek kan iets sê oor klein gemeentes. Want klein gemeentes kom oral oor in die Nuwe Testament na vore. Want in die Nuwe Testament word die sukses van 'n gemeente nie gemeet aan die getalle op die gemeenteregister nie, of aan die groot en indrukwekkende geboue met die pragtige parkeerterreine nie. In die Nuwe Testament word 'n gemeente se sukses ook nie gemeet aan die stewige bankbalans wat die gemeente het nie. Vir hulle was dit eerder belangrik dat gemeentes 'n missionale hart sou gehad het. Gemeentes moes leer om nie na binne te leef nie vir hulle self eers om te gee nie, maar ook na buite toe te leef. Later sien ons dat ons skoene moet aantrek, sê Paulus, met die bereidheid om die evangelie van God aan almal en oral en altyd te verkondig. En ek wil dit weer sê, die evangelie van God te verkondig aan almal, oral en altyd. 'n Missionale hart. Dis waaraan 'n groepie gelowiges in daardie tyd gemeet is. Paulus roep hier sy briewe die gemeentes op om hard te werk aan die relasionele van die gemeente. Met ander woorde, aan die verhoudings in die gemeente. Want daaraan word die sukses van 'n gemeente gemeet. Verhoudings was vir die vroeë kerk en behoort ook vir ons vandag krities belangrik te wees. Want is dit daardie verhoudings waar daar met mekaar gepraat word, raad gegee word, mekaar ondersteun word, gewerk word, verhoudings sterk gemaak word, sodat ons saam weerstand kan bied. Daardie verhoudings waarin gemeentes moes werk was in die eerste plek hulle verhouding met God. Daarna moes gemeentes ook werk aan hulle verhouding met hulle self, sodat ek 'n gesonde verhouding met my het. Ek praat nie van me, myself en I nie. Dis 'n ongesonde verhouding met myself. Maar een wat ek besef, ek is afhanklik van God. Ook 'n goeie verhouding bou met die mense rondom my. En ook met die gemeenskap en in die wêreld waar ons leef. Dan was dit ook belangrik vir suksesvolle gemeentes, sê Paulus in sy sendingreise, dat lidmate inkarnerend moet wees. Ek weet is maar net 'n groot woord, en hierdie inkarnerend beteken eintlik maar net die vermoë wat kinders van die Here het om in hulle alledaagse lewe Jesus Christus aan die wêreld te demonstreer. Met ander woorde, dat as ek praat
as ek doen, dit nie gaan oor my en wat ek wil sê nie, maar oor wie Jesus in my is. Daaraan word die sukses van 'n gemeente in die Nuwe Testament gemeet. Hulle missionale hart, gesonde verhoudings en die vermoë om Christus aan hierdie wêreld voor te leef. Nie te praat nie, te wys deur hoe ons praat, wat ons sê en wat ons doen. Waarom sou jy, as jy dit nie gehoor het nie, die sukses van 'n gemeente gemeet het? Ongelukkig praat ons te maklik oor die verkeerde meetinstrumente om gemeente se sukses te meet. Ons moet vra, hoe lyk daardie groepie gelowiges daar se missionale hart? Hoe gesond is die verhoudings binne in daardie gemeente? En het hulle die vermoë om Christus vir die wêreld te wys met hulle optrede? 2000 jaar later, as wat Paulus hierdie brief geskryf het, kom maak hierdie omsendbrief wat Paulus geskryf het, ook 'n draai hier in Suurfontein gemeente. Nie 'n groot en 'n makro gemeente, maar 'n klein gemeente. Die boodskap bly nog al die jare ook vir ons relevant. Ons en ons gemeente, dit is ons lidmate, ek en julle, ervaar in hierdie wêreld waarin ons leef, dikwels geestelike spanning, moedeloosheid, verdeeldheid, twyfel, versoekings, beproewings, aanvegtings, druk en baie vorme van verlies. Die brief wat ons vanmôre gedeeltes van lees, herinner ons daaraan dat hierdie omstandighede nie net passief moet ervaar word nie, maar dat ons moet opstaan en waaksaam wees in sulke tye. Want as ons nie opstaan en waaksaam is nie, gaan dit ons oorweldig. En as dit ons oorweldig het, gaan dit ons in 'n donker gat afdruk. Dan gaan dit ons moedeloos maak. Dan gaan dit ons verbitterd maak. Dan gaan dit ons negatief maak. Dan gaan dit maak dat ons nie meer lus is vir die lewe nie. Wees waaksaam, sê Paulus, want dit kan met jou gebeur. Volhard in die Here. Ek lees vir ons nou die eerste gedeelte uit Efesiërs 6 vers 10 tot 13. Skryf Paulus vir ons. Verder nog dit. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Hoor jy waarom ons krag aan soek? Nie die dinge van hier, by die Here. Trek die volle wapenuitrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duiwel. So gelowiges het ook al die goed wat ons vandag ervaar, al 2000 jaar terug ook ervaar. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, sê Paulus, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, soos die gees van ondankbaarheid of wat ook al. Dis waarteen ons moet veg en opstaan. Teen elke bose gees in die lig, soos die bose gees van moedeloosheid. Trek daarom die volle wapenuitrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Hierdie gedeelte begin met merkwaardige woorde. Verder nog dit. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag, of soos daar in 'n ander vertaling geskryf staan, sorg dat julle nog sterker word in die Here. Julle moet weet hoe geweldig groot en sterk hy regtig is. Nou is die vraag, hoe word ons sterk? Hoe kan ons geestelik sterk en fiks word, sodat ons die uitdagings van die lewe wat ons maar te goed ken,
te bowe kan kom. En ek weet hierdie vraag kan nie sommer net eenvoudig op 'n enkelvoudige manier beantwoord word nie. Ek weet daar's verskillende hoeke waarvan daar geantwoord kan word. Maar ek wil vandag Paulus se hoek kies om met ons te deel. As ek hier Paulus se brief lees, dan besef ek dat daar baie geestelike gewoontes is wat ons moet aanleer en moet inoefen, sodat ons geestelik sterk kan word. 'n Goeie atleet moet hard oefen. 'n Goeie atleet kan nie ophou oefen nie. 'n Goeie atleet sit alles en nog meer in om sukses te behaal. En ons as gelowiges hoor dieselfde te doen. As 'n atleet nie oefen nie, wil amper sê, gaan hy sukses op die Olimpiese spele behaal. Toe besef ek as 'n atleet nie oefen nie, gaan hy nie die Olimpiese spele haal nie. As ons geestelik nie oefen nie, gaan ons ook die wenpaal nie kry. En ek wil vandag met julle net 5 geestelike oefeninge deel. Daar op Facebook is daar sulke oefeninge wat ons elke dag moet doen. Hier is ook 'n klompie wat ons in die geestelike lewe elke dag moet doen. Die eerste geestelike oefening wat ons nie durfwaag nalat nie, want dan gaan ons geestelik onfiks raak, is daaglikse gebed. Maak tyd om eerlik met God te praat, om hom in die gebed te loof, om vir hom dankie te sê, om blymoedig te wees, om jou sonde te bely en om te vra om in te tree in jou lewe en vir jou die pad te wys wat hy wil hê jy moet stap. Die tweede oefening is bestudeer jou Bybel. Atleet kan sê, maar ek weet om 100 meter te hardloop, ek hoef nie nog 100 meter te hardloop om fiks te wees nie. Dit sal nie werk, jy moet nog 100 meter hardloop. So moet ek en jy ook die Bybel nie afspeek nie, en om gereeld oefen deur hom te lees. Want is die Bybel, die woord van God, wat ons denke, ons besluite en ons optrede vorm, as ons daagliks uit ons Bybel uit lees. Derde oefening. Bou aan goeie verhoudings met jouself, met God en die mense rondom jou. Leef in 'n geloofsgemeenskap waar jy mense kan bemoedig, kan versterk en kan ondersteun en waar ander jou kan bemoedig, versterk en ondersteun. Die vierde oefening. Wees altyd diensbaar. Oefen jou geloof deur ander in liefde te dien. Jou geestelike gawes wat jy van God ontvang het te gebruik en die evangelie daagliks uit te leef. Deur om ander te dien. Die laaste oefening, en dit is baie hard, volhard in die leiding van die Heilige Gees. Kies elke dag om eerder na die Gees van God te luister as na jouself, sonder te weerstaan en doelbewus in jou verhouding nader aan Christus te groei. En ek gaan dink aan 'n paar ander geestelike oefeninge en werk vir jou 'n geestelike oefenprogram uit, sodat jy geestelik fiks en sterk kan wees. Maar al hierdie oefeninge leer Paulus die gemeente om ook innerlik sterk te wees. Dis wanneer jy hier van binne af jou krag in die Here vind. Wanneer jy jou krag van God af ontvang, gaan dit nie meer oor jou eie vermoë, jou wilskrag of jou selfvertroue nie. Ware geestelike oorwinnings kom uit die lewe wat in God gewortel is. Daarom roep Paulus die gelowiges op om daai volle wapenuitrusting aan te trek. Die doel daarvan is nie om aan te val nie, maar om weerstand te bied
teen dit wat vir jou gaan kom. 4 keer gebruik Paulus in hierdie paar verse 'n uitdrukking wat sê om vas te staan. Paulus sê nie geen aanslag nie. Paulus aanvaar aanslae as deel van die lewe. Hy sê vas staan. Daarvoor het ons wapenuitrusting nodig, anders dan gaan ons nie vas staan. Kom lees saam met my oor hierdie wapenuitrusting in Efesië 6 vers 14 en 17. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om die heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sy verlossing is helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Toe ek hierdie preek gesit en skryf het en op hierdie punt, so ek net soos enige ou mens, gaan my gedagtes terug na die goeie ou dae, soos ons dit soms wil beskryf. Nie dat alles so goed was in die goeie ou dae nie, maar ek gaan terug en in my gedagtes sien ek my seun hangend daar op die verhoog toe hy nog 'n klein 2-3 jarige seentjie was en hulle voer 'n konsert op. En in hierdie konsert se opvoering sing hulle 'n liedjie. Die liedjie se naam is 'n stapsoldaat. En die liedjie se woorde klink so, ek gaan dit nie sing nie, sal ek net sê. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n rysoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is 'n skietsoldaat. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie. Ja, meneer. En dis die kruis. Ek is Jesus se soldaat. Ek en jy is Jesus se soldaat. Die gordel van waarheid simboliseer eerlikheid, opregtheid en die waarheid van God se woord. Net soos 'n soldaat se gordel alles bymekaar en bo hou waarheid die gelowige geander. Die borsharnas of die borsplaat, ek gaan vir my daartoe beweeg, daar sê die borsharnas en die borsplaat van geregtigheid beskerm my hart. Die groot woord geregtigheid beteken eintlik maar om in die regte verhouding met God te staan. So die borsplaat van geregtigheid beskerm my verhouding met God. Wanneer skuldgevoelens of aanklagte kom, herinner die borsplaat my daaraan dat ek beskerm word daarteen. Die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede aan die wêreld te bring. Die laaste sensusopname in hierdie geliefde Suid-Afrika sê 80% van alle inwoners in hierdie land is Christene. As ek die nuus aansien en ek kyk na die gebeure wat nou by ons plaasvind in hierdie land van ons, dan wonder ek, waar is die 80% Christene wat skoene en die bereidheid om die evangelie te verkondig, die evangelie van vrede moet dra in hierdie tyd. Die skild van geloof beskerm teen die brandende pyle van die bose. Die bose is daardie goed, die twyfel, die vrees, die leuns, en ons kan dit net afweer met die skild van geloof. En die geloof kon Dawid, 'n klein mannetjie met 'n slingervel, die groote Goliat oorwin. In die geloof
kon die volk Israel voor die see staan met die aanstormende Egiptenare agter hulle en droogvoets deur die see staan. Dink 'n bietjie in jou eie lewe en geloof. Watter dinge kom jy al by? Die helm van verlossing beskerm my gedagtes. Maar dit laat my onthou, maak nie saak wat gebeur nie, ek is in Jesus Christus verlos. Gelowiges leef in die sekerheid dat hulle aan Christus behoort. Hulle is Jesus se soldaatjies. Dat hulle in Christus reeds verlos is van die ewige dood. Die swaard van die Gees, die woord van God, is die enigste aanvallende deel van die wapenuitrusting. Jesus self gebruik die woord om elke versoeking weer af te weer. Dink aan daardie tyd wat ons lees, toe Jesus deur die duiwel in die woestyn versoek is. Elke keer as die Satan hom versoek om iets te doen, dan antwoord hy met die swaard van die woord van God. Hy antwoord met 'n Bybelteks. Toe onthou ek iemand het eendag vir my gesê, dit help nie jy het 'n wapen as jy nie weet hoe om te gebruik nie. Want as jy 'n wapen het en jy nie weet hoe om te gebruik nie, gaan iemand wat hom kan gebruik, dit teen jou gebruik. Dit help nie ons het die woord van God, maar ons gebruik hom nie. Dit help nie ons het 'n Bybelboek op ons selfoon of iewers op 'n rakkie, maar ons lees hom nie. Paulus skryf in Efesië 6 vers 18 tot 20 nog verder en ons moet konsentreer en ons moet nou mooi luister. Doen dit alles bidend, smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Hulle van hierdie evangelie is ek, dis Paulus, 'n sampelboeier. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos my opgelê is. Ek gaan nie eers die moeswillige vraag vra nie, ek gaan net hier laat aan. Het ons in die week vir ons dominee gebid, dat God die woord in sy mond moet lê, sodat ons dit kan hoor. Hoor ons die woordjie bid herhaal word? Ja. Paulus herhaal die woordjie bid met opset, want hy wil daarop klem lê. Steek hy gebed af, vervlou, vervaag, vergaan 'n gesonde geloofslewe. Wil ek weer sê? Skep jy gebed af, vervlou, vervaag, vergaan 'n gesonde geloofslewe. Gebed is praat en dis luister. Praat met God en luister na God. Gebed is kommunikasie en daarsonder kan geen verhouding suksesvol wees nie. Ek hoor sommer hoe nodig dit is om aanhoudend te bid, sonder ophou. Gebed is nie 'n inkopieslys vir 'n aflewering nie, maar ook 'n gelowige wat met sy oor terwyl hy bid by die lippe van God is. 'n oor wat luister na wat God vir my wil hê. Geen verhouding sal sonder kommunikasie staande bly nie. Ook nie my verhouding met God. En in die geloof noem ons daardie kommunikasie met God gebed. Daarom sluit ons vandag af met hierdie belangrike vraag. Lyk jou gebed? Bid jy aanhoudend? Bid jy en luister jy ook na God? Amen. Kom ons bid saam en daardie gebed
ek die gebed geklaar, die gedeelte voorgebid het, as ek vra dat jy vir jou soveel knik, dan lei ons in, dan bid ons verder saam, die Onse Vader. Kom ons bid saam. Here ons God, ons is u soldate. En u het vir ons toegerus met wapenuitrusting, sodat ons staande kan bly in 'n moeilike wêreld, wat ons so graag beskryf. En amper is vir elkeen van ons wêreld en ons uitdagings groter as vir ander. Maar hier is ons Here, ons wil die soldaat wees. Ons wil die wapenuitrusting aantrek. Ons weet soms gooi ons die helm af, of maak die gordel los, of trek die skoene uit. Haal die borsplaat af. Ons weet, Here, dis dan wanneer ons getuig word. Dankie dat u vir ons weer 'n kans gee. Dat u ons altyd optel. Help ons om hierdie week en elke ander dag regtig te oefen in ons geestelike leer. Daardie geloofsoefeninge te doen wat ons so maklik afspeel. En dan van ons geestelik onfiks. En dan is die uitdagings van ons geestelike wedloop moeilik. En dan vergeet ons. Dis omdat ons nie ons deel van die voorbereiding gedoen het. Here, ons wil u soldaat wees. Ja, Here, ons wil. van God die Vader en van die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees, wat vir ons Here Jesus Christus met 'n onverganklike liefde liefhet.